Nou as ons aangaan met hierdie gedeelte van die voorlewe van God, ons lewe, nou kyk ons na nommer 2. En nou gaan ek bietjie meer tot die kern gesels, en ons lees daarso 1 Johannes 1:2. En die lewe is geopenbaar. Ons het dit gesien, en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. As jy vir Christene sou vra, wat is nou werklik die misterie van God? Dan gaan party van jou sê oom en A en O, maar die hele misterie van God was nog altyd gewees, dat hy homself by die mens wil kom inplaas. Dat God homself by ons wil kom instel. Dit was God se doel gewees om 'n paar dinge te doen, 'n omruiling van gees, 'n omruiling van siel, 'n omruiling van sin, 'n omruiling van denke, 'n omruiling van gees, 'n omruiling van wese, 'n omruiling van nature, 'n omruiling van posisie, 'n omruiling van vader, 'n omruiling van huis. In ander woorde, God het begeer om 'n omruiling van nature te veroorsaak, 'n omruiling van lewe. Dit beteken nie iets beter maak nie, maar om dit wat oud is weg te neem en te vervang met dit wat nuut is van vooraf gebore uit God uit. En hierdie misterie wat God in ons wou plaas en aan ons wou openbaar, was altyd gewees die lewe van Christus. Om dit meer kern te stel, die lewe van God as die lewenselement van die mens. Nie net dat ek hom in my lewe innooi nie, en dat ek aan hom my lewe gee en toewy deur werke en meriete nie, maar dat ek letterlik God se lewe my lewe maak. Dit was God se doel gewees met die evangelie nog voor die grondlegging van die aarde. Dat God sy lewe in ons kan kom plaas. En dit is juis wat Johannes hierso sê. Johannes sê, die lewe is geopenbaar. Hierdie lewe was nie geopenbaar slegs in Jesus van Nasaret nie. Die lewe wat in Jesus van Nasaret geopenbaar was, God het mens geword en na Israel toegekom en na die huis van Israel in die vorm van Jesus van Nasaret om A, die wet aan hulle te herbevestig, 2, om hulle te bring na die wet toe, en 3, om Israel te stel as 'n finale volk deur wie die res van die wêreld sou glo, Romeine 9, 10 en 11. Maar ons weet Israel het glad nie daardie vereistes van God behaal nie, inteendeel, hulle het Christus gekruisig. Dan kom Paulus in Handelinge 28 vanaf vers 27 af en hy sê, hulle het ore wat nie wil hoor nie, hulle hart het hard geword, daarom vat God hierdie evangelie na die heidene toe. Wat was hierdie evangelie? Is nie die evangelie van Jesus van Nasaret wat gestuur was aan die huis van Israel nie. Hierdie evangelie was gewees die voorlewe van God om te word ons heidaglike lewe van God. Hoor jy? Die vorige lewe van God om te word nou ons huidige lewe van God, en ek wil byvoeg, vir God en deur God. Jy sien, die Vader weet dat ek en jy kan nie uit ons eie meriete en ons eie werke en ons eie dade die lewe van God herproduseer in ons hart nie. Jy hoor baie keer dat die kerk leer vir jou, jy moet wees soos Christus. Jy moet strewe om te word soos hy. Ek kan nie. Dis nie in my vermoë nie. Die enigste ene wat my vorm na die beeld van Christus, Romeine 8 vers 28, 29 en 30 is die Heilige Gees.
En dis die Heilige Gees wat my en vir jou as kind van die Here vorm na die beeld van God se seun. Dis 'n werk wat God begin het en wat God volëindig het. Dit is 'n werk wat hy in Christus doen na die welbehae van sy wil, sodat ons met Christus verenig kan wees in een gees, 1 Korintiërs 6:17, en een lewe voor God kan wees en met Christus wat in ons daardie gees van God is. Moet nou nie verkeerd verstaan nie. God homself is gees en hy is die lewensbron wat in ons is, wat in Christus is. Maar Christus self word ons geeslewe. En die Heilige Gees word die openbarende gees van God. Die Heilige Gees openbaar aan ons dus die dieptes van Christus. En soos ons in die dieptes van Christus inkom, word ons denke gevorm na die denke en in die sin van Christus, sodat ons die Vader kan begryp, soos Christus die Vader kan begryp. Dat ons deur Christus 'n verhouding met die Vader het, soos die Vader met Christus het. Jy sien, ons kan nie met God 'n verhouding hê buite die persoon van Christus nie, of apart of geskei van die persoon van Christus nie. Ons verhouding is slegs binne die persoon van Christus in God. Ons lewe is in Christus in God verborge. Christus is in ons die manifesterende lewe van God. En dit is die evangelie wat Johannes hier proklameer. Hy sê in ons hele getuienis en ons hele geloof en ons hele wese moet wentel rondom daardie lewende Christus in ons. Christus is nie in my deur sy Heilige Gees nie. Of soos die kerk sê, Christus is in ons deur die Heilige Gees. Christus is in ons in sy gees. En deur sy eie persoonlike God lewe gees is hy wonend in ons. Maar hy is nie deur die Heilige Gees ons lewe nie. Hy is ons lewe as God in ons. En omdat hy ons lewe is as God in ons, is dit omdat God sy lewe in Christus geplaas het om in ons te wees. Maar die Here het ook sy lewende gees, die Heilige Gees gestuur, om vir ons hierdie Christus te openbaar. Jy sien, ons hele getuienis en ons hele boodskap definieer Johannes as die lewe is geopenbaar. En ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe. Hierdie ewige lewe waarvan Johannes praat, wat hy aan ons verkondig en getuig, is nie dat ek nou gered is en nou gaan ek ewig lewe nie. En nou gaan ek hemel toe nie. En nou is my sonde vry en ek gaan op 'n harpie op 'n wolkie speel in die hemel en dit is dit. Nee. Hy sê dat dit wat hy verkondig en dit wat hy getuig is die ewige lewe, sodat ons gemeenskap het met die Vader en met sy Seun. Kyk wat sê Johannes in 1 Johannes 5 vers 11. En ons is so geneig om hierdie ou versie bietjie verkeerd te interpreteer en verkeerd te lees. Maar luister, wat sê Johannes, 1 Johannes 5:11. En dit is die getuienis van God, dat ons die ewige lewe het. En die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun God het nie, het die lewe nie. So wat is die getuienis van die ewige lewe wat Johannes bring? Dit is Christus in jou as die enigste lewe van jou wat die ewige God lewe is, wat hy het as God. Dis die ewige God lewe wat hy gehad het voor die grondlegging van die aarde, tydens die grondlegging van die aarde, vanaf die grondlegging van die aarde, dwars deur die hele Ou Testament, tot en met sy koms as 'n mens, en toe weer sy God lewe opgeneem
as God en waaragtige God en opgevaar hemel toe. Nou gee Johannes 'n baie ander interessante vers ook in 1 Johannes 5:20. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. So dit wat Johannes proklameer en getuig en verkondig is, Christus, die waaragtige God, die ewige lewe van my en van jou. Christus, die waaragtige God wat van die begin af was, wat nou by my en jou kom inwoon het, nadat hy opgevaar het hemel toe en ons sondes uitgedelg het. Dit hy gekom en hy het by ons kom inwoon. Hy het geword die saad van God en hy het ons gewederbaar in en met die lewe van God, want hy, Christus, is die saad wat God in my en in jou geplaas het, om te kan deel hê aan die Godlewe wat ewig is. En dit, my broer en my suster, is die lewe wat ons verkondig. Dit is die evangelie, dit is die woord waartoe ons getuig en die woord waarin ons verkondig. Dat God in Christus Jesus vir ons sy Godlewe gegee het. Dat hierdie lewe wat in my en in jou is, hierdie lewe wat nou met jou praat, is Christus in my wat met jou praat en met die Christus in jou praat, dat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Maar ons getuig altyd en verkondig altyd die Jesus van Nasaret wat vir Israel gekom het, maar ons verkondig nie die Christus van die lewende God wat ons lewe is nie. Ons verkondig nie die waaragtige Christus wat die ewige lewe is wat in my en in jou woon nie. Ja, ons moet tot bekering kom, ons moet Christus aanneem as verlosser, en as ons dit nie doen nie, gaan ons gestraf word vir dit wat ons is. Naamlik iemand sonder Christus, iemand sonder die lewe van Christus. Jy gaan nie gestraf word op grond van jou sondes en jou ongeregtigheid en daarop gaan jy hel toe as jy nie wedergebore is nie. Nee, want die sonde is vernietig in Christus Jesus. Jy gaan hel toe omdat jy nie die lewe van God Christus Jesus in jou het nie. Want as jy die Seun in jou het jy die God lewe in jou, die ewige God lewe, die lewe wat hy gehad het as God voor die grondlegging van die aarde, in al die tye en wat hy nou is as die lewende en die waaragtige God wat die ewige lewe is. Jy sien hierdie ewige lewe wat in my en jou is die waaragtige God homself in ons. Die waaragtige God wat homself in ons leef. Die waaragtige God wat homself in ons uitleef as God. En die waaragtige God wat in ons leef deur wie ons onsself uitdruk in hierdie wêreld. Dit is die boodskap wat Johannes verkondig. Dit is waartoe hy getuig. En slegs met hierdie lewe van God in my kom daar 'n eenheid tussen my en God. 'n eenheid deur Christus Jesus, en daarom in hierdie lewe van hierdie Christus wat in my is, hierdie ewige God lewe wat nou my lewe word, die diviniteitslewe van God wat my lewe word, wat my lewe is, hier waar ek sit en met jou praat, dit is wat vir my in die gemeenskap van die Vader en van die Seun inbring. Die waaragtige God, Christus Jesus wat in my is die ewige lewe wat in hierdie liggaam lewe. Dit is die God lewe wat uit hierdie liggaam uit manifesteer. Die lewe van God manifesteer nie in ekstatiese uitdrukkings en belewennisse nie. Dit manifesteer in die persoon van Christus wat in jou ingeplaas en gebaar is, en Christus wat die saad van God is wat vir jou die lewe van God gee. So 'n afsluiting. Hierdie evangelie wat ons moet verkondig en wat ons moet getuig is die Christus in jou en in my, die lewende God wat was, wat is en altyd sal wees, sy lewe, sy eie lewe, sy eie persoonlike lewe, nou in ons geplaas as Christus Jesus, as ons eie en syne persoonlike lewe, die enigste lewe waarmee ek en jy lewe. Wat is dit? Dit is die lewe van die waaragtige God, Christus in my en in jou. Hy is die waaragtige God en hy, my broer en my suster, is
die ewige lewe.